Ek wil graag dan, terwyl ons net so sit en vir 'n oomblik dan stil word, wil ek graag vir ons saam lees uit Filippense 1. Waar Paulus sê, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Geliefdes, en juis in die naam van hierdie Jesus groet ek jou vanoggend, wat die goeie werk wat hy in jou begin het, dat hy dit eindtyd sal voer, dat ons hom sal vertrou. In die naam van die Vader en sy Seun Jesus en die kragtige werking van sy Heilige Gees groet ek jou vanoggend. Amen. Kom ons staan en dan bid ons die Here saam. Wie wordt dat weer niet
dat ons dit vanoggend kan kom sing. Dankie dat ons kan sommer net kan nader aan die troon of na die troon en kan kom bely dat vlekkeloos is wat ek is, Here Jesus, want U het my kom red. U het my kom nuut maak, U het my sondes kom vergewe, U het my skoon gewas. En dankie dat ons as gelowiges, as 'n gemeenskap vanoggend van gelowiges dit kan sê. Dat dit is al wat ons nodig het, Here. Die liefde en die genade en die nabyheid en die almag. Die troos, die teenwoordigheid. Dankie dat ons weet U is meer as genoeg vir elkeen van ons. Ons bid dit in die naam Jesus. Amen. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me even now. I believe you are greater than every mountain that I face. I believe you will supply all I need. You're all I need. Till the ocean runs out, my God is my provider.
Gemeente. Nee, goeiemôre gemeente. Het is my regtig lekker om vanoggend met julle te kan gesels. Ek voel of ek by elke prekerjaar wil sê hierdie is moeilik. So nou die dag sê iemand vir my, Tanya Nandi, ek het en volwassenes sê ook vir my, ek het nou daai moeilike preek van jou gaan luister. Ek vermoed julle gaan hierheen ook sê die moeilike preek 2.0. En dis vir my lekker om te kan sê dat God met my werk in my preekvoorbereiding. Dis my moeilik om te sê, die Here is besig met my te werk. Maar ek dink dis wat my en my kollegas predikers maak. Is ons het met 'n teks gaan sit, ons het self daarmee gewerk, ons het self daarmee geworstel, die Here het self met ons gepraat, en dan kan ek net kom en sê, dis wat ek hoor. Dis wat dit met my gedoen het. Ek is nuuskierig wat dit vandag met jou gedoen. As jy by ons kuier vandag, dan kuier jy nou by ons in die middel van 'n reeks, so laat ek jou net gou help en oriënteer. Ons is besig met 'n reeks van mandjies. Verlede week het Arlene met julle gesels oor hoe vol is jou mandjie. En ons het eintlik 'n verskriklike mooi belewenis gehad met die lied direk na die preek, waar 'n klomp van ons opgestaan het en eintlik in oorgawe as 'n teken en 'n besef, ek het baie, so ons geland het. Vandag is die vraag wat ek vra, maar nou, hoeveel mandjies? En voordat ek verder met jou daaroor gaan praat, wil ek vir jou vra, kom ons raak rustig, kom ons raak bewus dat ons saam met mekaar hier is, en dat ons God se woord gaan lees. En deur dit te doen, kom ons bid saam. Here, dit is regtig 'n voorreg om elke Sondag so as 'n geloofsfamilie by mekaar te kan kom. Here, deur net hier op te daag, sê ons glo. Here, ons is baie opgewonde om vandag saam met ons graad 12 ons matrieks te sê, ons glo. Ons glo dat U ons liefhet, ons het U lief. En Here, met hierdie ingesteldheid van dat ons U liefhet en dat ons smag na U en dat ons smag na 'n lewe van Jesus wat ons al en meer moet leer ken, gaan ons vandag saam uit die woord lees. En ek wil bid, Heilige Gees, dat U regtig met ons sal werk. Dat U dit in ons persoonlike lewens vir ons sal kom vertaal. Dat ons hier sal wegstap en iets sal beleef en gehoor het van wat U van ons vra en wat U vir ons bevestig. Ons is hier. Ons kies om vanoggend saam te luister. In Jesus Christus se naam alleen. Amen. As jy 'n Bybel saamgebring het, dan kan jy oopmaak by Hebreërs 13. Die kinderbediening is besig om boeke in die Bybel te leer. Ek sou nou vir hulle kon gevra het in watter testament is dit? Hulle trek, ek dink, van hulle by Hooglied in die Ou Testament, né? Hulle leer dit nou so uit hulle koppe. Hierdie is in die Nuwe Testament, kom ek help net gou die kinderbediening en van Louwers uit. Jy kan vir my oopmaak by Hebreërs 13, wat ons saam gaan lees vanaf vers 1 tot vers 6. Terwyl jy oopmaak, wil ek gou ietsie agter die verhoog kry. En jy gaan my waarskynlik nog hoor terwyl ek praat. Ek is nuuskierig, wanneer laas het jy winkels toe gegaan? Of dalk kan jy gou jou hand vir my opsteek en sê, wie verkies Checkers 6060? Hande op. Pick n Pay ASAP. Okay, wie was in die laaste week in 'n winkel wat hulle 'n mandjie of 'n trolly vasgehou het? Hande op. Ons sal met werk aan die Checkers 6060. Of hou julle daarvan om die goed self te vat? Of is daar van julle wat dink, as ek winkel toe gaan, dan gaan ek minder goed hê, goed vat? Nou kyk, ek is een van daai mense wat kyk of ek alles in my hande kan vashou en one kar toe stap. Maar ek sukkel partykeer en ek laat val partykeer goed, en dan teen tyd wat ek by my kar kom, is die brood gedruk, en dan onthou ek my ma het altyd gesê, mens moet die brood hierso sit, die brood moet nie druk nie. Maar ek vat partykeer meer as wat ek beplan het om te vat. Selfs op Checkers 6060. So dat daai
specials daarbo vir my wys. As ek met jou begin die teks lees vandag, die mandjie wat ek in my kop gehad het, was hierdie een. Dit was 'n trolley. En ek onthou, toe ek op skool was, het ons op 'n stadium met 2 trollies, een keer 'n maand, by die betaalpunt gaan staan. As jy van die platteland afkom, dan verstaan nie wat ek bedoel. Jy het een keer na die groot dorp toe gegaan. Jy het alles saam met jou ma gepak en jou ma het so 'n situasie gehad met jou wat moeilik was tot by die betaalpunt. En jy moes seker maak, jy het alles en jy het genoeg. Wat is genoeg? Dis my vraag saam met jou vanoggend. En ek begin met hierdie inleiding, want ek wil hê jy moet op 'n sekere manier die teks saam met my begin luister. In Hebreërs 13, vanaf vers 1, ek lees die 1983 vertaling volgend. As broers, moet julle mekaar altyd lief hê. Moenie nalat om gasvry te wees nie. Want deur gasvry te wees, het sommige mense, sonder hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenes, asof julle self ook gevangenes is. En aan die wat mishandel word, asof julle ook self mishandel word. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontuchtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. 5. Hou jou lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat jy het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Ons lees vanoggend net tot sover. As ek begin met jou oor hoeveel mandjies en hoeveel goed in jou mandjies en hoeveel goed jy het, dan vra ek so 'n bietjie die vraag vandag oor besittings en geld en wat is genoeg? Hoeveel goed in my huis is genoeg? Ek het 'n storie in my kop en ek dink 'n klomp mense het eintlik hierdie storie. Ek en Arnie is verloof. Hy gaan 'n paar maande daar gaan bly. Ons trou oor 4 maande en ons kry die sleutel en ons gaan daai dag na daai plek toe in die kompleks. En die plek is leeg. En ons gaan sit op die vloer en ons drink koffie. En ons sê vir mekaar, ek het 'n poefkussing, hy het 'n bed. My ma het gesê sy sal 'n mikrogolf gee. En so het ons begin om goeders bymekaar te maak. Maar ek het hierdie prentjie van toe ons 'n leefplek gehad het en 'n prentjie van hoe ons oor tyd goed bymekaar gemaak het. Okay, goed, so ons is nou al 9,5 jaar getroud. Elke jaar dan maak ek die huis skoon. Wie van julle is die een wat goed uitgooi uit julle huis? Ek wil gou sien. Right, hande af. Wie van julle is die wat angstig, kwaad en gefrustreerd raak omdat iemand in jou huis goeie skoonmaak en uitgooi? Jy kan maar jou hand opsteek. Ja, goed. Ek maak skoon, Arnie en ek het 'n deal, ek mag die goed op 'n stoel neersit, ek mag dit nie namens hom weggooi nie, want dan gaan ons die huweliksberader moet gaan sien. Maar ons het nou baie goed. Ek praat van papiere, ek praat van skoene, ek praat van klere, ek praat van messe en virke wat oumas en almal gestuur het. As jy stoktyk doen in jou huis, dan dink ek gaan jy vang wat Arlene verlede week gesê het, oor ons het baie goed. Wat is genoeg? Hoeveel moet in my begroting wees voor ek veilig voel? Hoeveel moet in my dagboek wees voor ek voel ek het genoeg gedoen? Ek en jy leef in 'n wêreld wat ek dink hierdie vrae nie makliker maak nie. Reël maar net 'n afspraak met jou makelaar en jy gaan baie angstig wees. Hê net 'n gesprek oor jou aftrede wat oor 30 jaar is en jy gaan baie angstig wees. Ons het goed wat ons moet doen en ons beplanning wat ons moet doen. Maar 'n klomp van hierdie gesprekke maak ons meer angstig. Maak dit ons sekere besluite neem. Ek lees hoe iemand skryf dat ek en jy nie spasie los in ons begrotings nie en ook nie spasie los in ons kalenders nie en ook nie spasie los in hoe ons tyd maak vir verhoudings nie. Ek dink ons leef op 'n plek wat ons soveel as moontlik probeer indruk.
of so tot op die nippertjie beplan of hom so vol maak as moontlik, of dalk selfs moontlik in jou begroting net as daai dingetjie optel tot by 'n 0 kom, dat jy begroot het vir 'n 0 tekort vir jou maandelikse huis tot huisgoed. Ek dink jy weet waarvan ek praat. Ek dink dit hardloop in 'n klomp van ons huise so. Nou, ek's nie 'n finansiële adviseur nie, maar ek lees iets in hierdie teks oor 'n liefde vir geld. Nie dat geld 'n probleem is nie. Jy kan ander tekste ook gaan lees waar Jesus praat oor geld. Ek dink wat ons moet raak lees gaan oor 'n liefde vir geld. En wat doen dit met ons? Wat doen dit met ons beplanning? Wat doen dit met die angs wat in ons lewens bykom? En dan is daar geen ruimte vir asemhaal, vrygewig wees of mens wees nie. Ek dink sommer vir 'n oomblik aan COVID. Ek gaan nie nou vir jou hand vra om jou hand op te steek nie, maar daar was so 'n bietjie paniek aankope rondom die toiletpapier. Onthou julle dit? Ai, dit was amper soos geldeenhede waarin ons met mekaar kon begin ruilhandel doen het. Hoekom? Ek dink dit gaan oor vrees. Hierdie hele week werk ek aan hierdie preek en vra wat dit met my doen. En die tema wat ons deurgegee het vir julle gaan oor hoeveel mandjies. Maar die tema waarmee ek begin het gegaan oor gulsigheid. Greed. Ek was bang julle gaan nie opdaag nie, so ek het dit nie uitgestuur nie. Hoekom? Want dis waarskynlik die een sonde wat ons nie hardop vir mense wil sê, ek ook nie. Ek sal eerder vir iemand sê ek sukkel met goed wat ek kyk, of ek sukkel met aankope van goed, of ek sukkel met hoe ek met mense praat, maar ek hoor min gesprekke en ek dink jy ook wat sê ek sukkel met greed en gulsigheid en selfsug. En niemand van ons is selfsugtig nie. Niemand. My mentor in my praktiese jaar het altyd as hy begin praat het van verlossing, dan begin hy praat oor die mens se selfsug en hebsug. En dit wat skeiding bring, en dan begin hy praat oor die verlossing van die Here en wat vir ons verlossing gebring het. En dankie tog vir daai, want selfsug en hebsug is 'n klomp plekke waar wat ons doen of wat ons skeiding bring van God vir ons bring. Selfsug en hebsug maak dat ek met jou kan begin praat oor daai eerste vers in Hebreërs. As broers moet julle mekaar altyd lief hê. Hierdie ene in Grieks is eintlik ontsettend interessant. Die Griekse woord praat van 'n liefde vir jou vyand. Ons vertaal hom met gasvryheid. Daai is eintlik 'n fokus gehou, nie net wees lief vir die mense van wie jy hou of die mense wat saam met jou bykom nie, maar selfs liefde, gasvryheid vir die vreemdeling. Vir die vreemdeling wat jy nie ken nie. In die huiskerke wat ons lees in die Nuwe Testament, het hulle letterlik hulle huise oopgemaak sodat mense saam by mekaar kan kom. Het hulle huise oopgemaak sodat mense veilig daar kan kom bly, en hier moet jy aan 'n klomp belangrike verhale in die Bybel dink, waar iemand dalk nie oornag tuis kon gaan of plek kon kry op 'n ander plek nie. Hulle het letterlik hulle huise oopgemaak vir die vreemdeling. Dit is die Griekse woord wat hier vertaal word met gasvryheid. Ek kan hom vanoggend vertaal en vra, maak ek en jy spasie vir mense naby my, hierso, by jou huis, langs die sportveld. Kyk, ek en jy kan op 'n so 'n manier leef dat ons eintlik so is. Dink gaan kyk 'n bietjie weer as jy in die ry staan. Jo, ons wil net nie vir iemand kyk nie. Moet net nie 'n gesprek met my oopmaak nie. Ons laat nie plek oop en spasie oop vir daai tipe vorm van liefde nie. Dis die eerste ding wat in Hebreërsbrief hier by hoofstuk 13 geskryf word. Hoofstuk 13 is eintlik 'n bietjie 'n opsomming van die goed wat voor dit gekom het. En as jy gewonder het wie Hebreërs skryf, almal wonder. Ons weet nog steeds nie. Dis een van daai skrywers wat ons nog steeds nie weet wie dit geskryf het nie. Dit is waarskynlik 96 na Christus geskryf, soos 'n baie vroeë ene. Maar begin met 'n liefde vir vreemdelinge. Wees gasvry. En dan gaan dit oor na nog 'n vorm van liefde toe. Wees lief vir die medegelowiges. En dan skryf hierdie skrywer spesifiek oor die wat in gevangenis is. Die wat onderdruk word. Die wat dalk vervolg was oor wat hulle geglo het. Dink aan hulle. Die Griekse woord hier sê eintlik, dink aan hulle asof jou eie lyf daar is.
Dink aan hulle wat swaar kry is die volgende gedeelte, asof jou eie lyf swaar kry. Want die liggaam van Christus trek dan saam swaar. So liefde vir 'n vreemdeling, liefde vir die geloofsfamilie en die mense wat saam by mekaar kom, en dan gaan dit oor in 'n liefde vir jou eggenoot. En ek wil huise vandag byvoeg, want as jy nou al van September af saam met ons reis hier by Peer van Reineveld geloofsfamilie, sal jy weet, met die plakkaat wat ons opgehad het in die muur, dat ons tans bid vir huise en die verhoudings in huise in ons gemeenskap. Dis hoekom Lenet Peer kom. Nie omdat ons cute probeer lyk nie, omdat ons 'n geleentheid probeer skep waar huise, kinders, tieners, studente, ouers, grootouers actually met mekaar dieselfde taal kan praat oor dit wat moeilik is in huise. Die liefde in jou huis, die liefde vir jou eggenoot is belangrik. En dan kom hy na, maar moenie lief wees vir nie. Dis verskriklik mooi. Wees lief, wees lief. Moenie lief wees vir. Daai Griekse woord se direkte vertaling dink ek kan wees nie liefde vir silwer. Nie liefde vir geld. Moenie lief wees vir geld nie. Dit doen iets met jou. Ek sê nie jy het nie dit nodig nie. Ek het dit nodig. Maar ek moenie lief wees vir dit nie, want dit doen iets met my en jou. En liefde vir geld, liefde vir besittings, doen iets met my en jou in die sin dat ons dink dit skep vir ons veiligheid. Ons dink baie keer dat dit wat ons in geld wil kry, of besittings, of daai verstaan van veiligheid, en dit kan nie dit vir ons gee nie. Dis net wat God vir ons kan gee. So ons sit eintlik ons hoop op die verkeerde ding. It's like betting on the wrong thing. Dit doen nie. Om 'n liefde vir geld te hê wat begin om jou kalender vol te maak, hoe jy jou begroting doen, hoe die angs in jou huis lyk, hoe die bekleierery in jou huis oor geld en wat jy doen en wanneer jy dit doen, te hê, of die angs oor of ek daai persoon in my familie gaan kan help of nie gaan kan help nie, doen iets met ons. Hierdie Hebreërs skrywer is briljant, want hy vat ons terug na die Ou Testament toe. Hy vat ons terug en hy sê, God self het gesê, daar in vers 5, so moenie lief wees vir silwer nie, God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, nooit in die steek laat nie. Hier moet jy dink aan Joshua. Hier moet jy dink aan daai belofte in Deuteronomium. Hier moet jy dink aan die Israeliete wat in hierdie verskriklike oorgang is, op pad na die beloofde land toe, en ook self angs het oor hierdie toekoms wat God vir hulle beloof het, en nou is hulle op pad soontoe. Daai belofte, ek sal jou nie alleen los nie. Daai belofte, ek is met jou. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. En dan skryf die Hebreërs skrywer, daarom kan ons met vertroue sê. Kan ek gou ietsie wys? Die matrieks gaan dan hier kom staan en hulle gaan herinner word aan wie hulle is. Sy herbevestiging, dat die Here hulle nooit alleen gaan los nie. En daarna gaan hulle eers reageer. En wat sê die Hebreërs skrywer? Ons word herinner dat ons nie alleen is nie, te midde van onsekerheid, en ons antwoord, en dis 'n teks uit die Psalms uit, die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Alles hierdie. Lief wees, moenie lief wees vir nie. Die Here is met jou. Daarom hoef jy nie hiervoor lief te wees nie. Die Here stap saam met jou, daarom hoef jy nie bekommerd te wees oor hierdie nie. En daarop kan ek nie anderster as om te bely en hardop dan te sê, die Here is my helper nie. Nie my planne nie, nie my planne met geld nie, nie dit wat ek dink wat vir my veiligheid gaan bring nie. En dit sê ek te midde van mense wat hier voor my sit, wat al meer as een keer deur retrenchment is. Dit sê ek te midde van mense wat hier voor my sit, wat verskriklike skuld het en insolvent verklaar is. Dit sê ek te midde van mense wat nie weet hoe volgende maand lyk nie. Dit kan klink soos 'n luxury wat ek hier voor staan en sê, hê 'n buffer in jou begroting. En tog kan ek nie anderster as om pastoraal te sê, ek hoor jou. Die Hebreërs se konteks vir wie dit geskryf is mense wat
ongelooflik swaar getrek het. En in hulle konteks was daar mense wat baie gehad het en die wat nie gehad het nie. Ons lees van mense wat nie tronk gesit het hier. Ons lees van mense wat swaar gekry het. Ons lees in die vorige hoofstuk van moenie slap lê en moedeloos word nie. Hê hoop en hê jou hoop in Christus. So hierdie brief wat praat van moenie silwer lief hê nie, is bewus van mense in hierdie konteks wat ook regtig swaar kry en onseker is oor hoe dit vorentoe lyk. En wat is sy hoop wat hy bied? Jesus. Dis al. 'n Terugwys na die Ou Testament toe, met een so stuk, hy roep eintlik 'n klomp verhale in die Ou Testament waar God bly 'n pad stap het met mense en voorsien het en gered het. As ek met mense gesels of as ek in my eie lewe terugdink aan moeilike tye, finansiëel moeilik, en ek dink verder terug, dan word ek baie keer herinner dat dit nie die eerste keer in ons lewe is nie. Ek weet nie van jou nie. En ek word baie spesifiek deur die Heilige Gees herinner dat hy het toe voorsien, hy sal weer. Of ek hoor dit in verhale van ander mense wat sê ek is weer in hierdie plek, maar ek onthou, hy het al. En as jy verder terug onthou, hy het vir mense in die verhale van die Bybel. Hy het in die Ou Testament, hy het vir die volk met wie hy 'n pad gestap het. Ek en jy is deel van daai verhaal. As ons vandag saam met die matrieks vier dat hulle sê die Here het hulle lief en hulle die Here lief, dan is dit hierdie verhaal van God wat 'n pad met mense stap en in verbond met hulle is en sê ek sal jou nooit verlaat of in die steek laat nie. So wat ook al vir julle kom, want die geldprobleme kom, hoor my vandag. Dit kom. Maar daar kom ook ander goed. Daar kom ook ander goed waarvoor julle gaan begeer. Daar kom ook ander goed wat julle aandag gaan probeer aftrek, wat julle liefde gaan probeer steel, wat eintlik net 'n liefde in God kan wees. Hoop ek julle kan vandag onthou dat julle merk, God sê hy is met julle, en julle sê God is my helper. En wanneer daai volgende onsekere tye kom, want dis deel van jong volwassenheid, kan julle onthou dat God herhaaldelik en baie spesifiek ook met die water ons herinner dat hy ons liefhet. En gemeente vir die res van julle ook, mag vandag en dit wat ons hier saam beleef vir jou ook 'n herinnering wees. Jy is God se. Elke Sondag wat jy hiernatoe kom, sê jy dit. Iemand sê nou vir my, is hier 'n belydenis vandag? Is elke Sondag 'n belydenis? Hoor jy my? Elke liewe Sondag wat ons bymekaar kom en net hier saam in dieselfde vertrek kom, is 'n belydenis. Dis hoekom ons dit op Sondag doen. Dis hoekom ons die opstanding herdenk elke liewe Sondag. So, as jy dalk saam met my wil reis in terme van hoeveel mandjies vol, dan wil ek 'n voorstel vir jou maak wat lekker prakties is en dit het nou begin met my en Arnie se storie van skoonmaak. My pa het, toe ek 'n tiener was, my gesê, my kind, as jy meer as een kledingstuk het, dan is jy ryk. Nee, met my baie lekker sin gemaak nie, want daar was sekere skoene wat ek wou gehad het, wat nogals duur was, en ons kon nie lekker oor dit geonderhandel het nie. Ek vang vandag wat my pa sê. Hier is jou eerste oefening. Hier is jou huisgeloof vir die week as 'n huishouding. Gaan na jou kas of kaste toe. Watter klere het jy nie in die laaste 2 jaar gedra nie? Haal dit uit. Hier is vir jou voorstel, skenk dit. Hier is vir jou 'n ander voorstel, verkoop dit en skenk die geld. Watter goed het jy in jou huis wat jy nie meer gebruik nie? Skenk dit. Of verkoop dit en skenk die geld. Goed wat ons opgaar, vorm die heeltyd in ons huis ons harte vir meer en meer en meer angs. En meer wat ek nodig het. En die beste van dit. En die beste van dat. Moenie silwer, wat ook al jy vandag in daai woordjie moet insit, fill in the blank, lief hê nie. Nie mag dit nie hê nie. Moet dit nie so lief hê
dat dit jou aandag wegtrek van die liefde van die Here. Daai liefde van die Here is lief vir vreemdelinge, is lief vir jou eggenoot, is lief vir jou huis, is lief vir die geloofsfamilie, is 'n vrygewige liefde, want dit is wat ons by God geleer het. Jou identiteit is meer as jou bankrekening. Jou identiteit is meer as die goed wat jy besit. Die 3de en die 4de voorstel vir die week is gaan sorteer jou papiere uit. En daarmee bedoel ek gooi goed letterlik uit jou huis uit weg. Die meeste goed wat ek elke jaar as ek skoon maak weggooi, is sulke sakke vol papier. Kyk waar kan jy dit gaan herwin? Kyk waar kan jy ekologies vriendelik ook wees en dis teologies deur dit eerder te gaan herwin as wat dit opgaar in jou huis. En die 4de een is om stoktyk te doen van jou dagboek en jou geld. Wat moet jy doen vir waar jy tans is en hierdie moet bidend wees? Hê jou makelaar, maar bid hieroor. Here, wat moet ek doen dat ons hierdie kan regtrek? Nie sodat ek meer kan hê nie, nie sodat ek eendag kan hê nie. As ons in hierdie ding gaan verval van as ek net hierdie salarisverhoging kry of as ek net hierdie werk kan kry. Ek weet nie van jou nie, maar dit slurp elke keer net die volgende goed op wat ek nie 10 jaar terug nodig gehad het nie. Gaan doen die stoktyk, gaan skryf jou begroting en bid oor dit. Ek lees van 'n paartjie, eintlik het ek 'n video gekyk van 'n paartjie. Nou hierdie is nog iets wat ek aan moet gaan kou. Maar dit is my interessant. Hulle sê op die video, hulle gee meer weg as die sakgeld wat hulle per maand vir hulle self vat. En dit was vir hulle 'n Bybelse beginsel. Ek sê nie jy moet dit doen nie. Dis nie my preek vir vandag nie. Ek dink hulle vang net iets van spasie los sodat God hulle kan gebruik. Spasie los sodat hulle vrygewig kan wees en nie uit vrees hoe vas te hou nie. En dit kan wees vir jou familie, jou vriende. Daar's mense in jou lewe wat ook hulp nodig het. Ek het al die storie hier vertel van waar iemand my gebel en gevra het vir geld. En wat ek moes gaan kyk het of ek kan. Ek het nie spasie gelos. En was nie baie geld nie. Was rarig nie. Ek het nie spasie gelos in my buffer vir daai maand tot maand om enigsins te kan reageer wanneer die Here dit op my hart geplaas het nie, want ek het op die brink daarvan geleef. Ek wil vir jou vra, gaan kyk daar na daai buffers, vir jou eie menswees en vir jou eie disippelskap. Die tweede een is jou kalender. Ek het al vir julle vertel waar mense hulle kalenders vir my wys. Of byvoorbeeld, as ek 'n afspraak het en per ongeluk is die kerk se kalender oop, nie my kalender nie, dan kan ek sommer sien 'n mense in hulle eie lywe angs langs my kry. Hulle sê, "Oh, hulle is bly hulle kalender lyk so nie." As ek sê, "Dis fyn, dis ook nie myne nie, dis die kerk se, dis al die boekings by die kerk." Maar ons is gewoond daaraan dat mense se kalenders so vol is en dat jou kalender so vol is. Miskien is jy ook met jou eggenoot sodat julle al vir mekaar invites moet stuur sodat julle seker is alles en almal is op die regte plek. Los spasie in jou kalender en 'n buffer in jou kalender om actually te kan reageer op die prompts wat die Heilige Gees vir jou gee, soos om met iemand tyd te spandeer. Soos om 'n familielid te kan bel. Soos om teenwoordig by jou huis te kan wees. Sien julle dat dit wat ek hier praat oor begroting, praat ek eintlik ook oor van kalender? Om spasie te kan los, om te kan reageer op dit wat die Here jou voorroep. As jy weer jou trolly vashou in die winkel en jy kies goed van die rak, as 'n oefening sou jy kon vra, wat het ek regtig nou nodig? Jy sou selfs die oefening kon doen oor hoe baie kos gooi ek per week weg, omdat ek te veel koop uit vrees, of omdat ek nie weet ek kom terug winkels toe nie. Die woord in die Grieks vir hierdie teks wat praat oor tevrede wees, en die een saam met hom praat eintlik van 'n teenwoordige tyd, van teenwoordige tyd tevrede wees met wat jy nou het, en wat jy nou nodig het. Miskien is die uitnodiging vir my huis, vir my kalender, vir my begroting, waarvoor roep die Here my nou,
Hoe is ek nou teenwoordig? En watter spasies gaan help dat ek actually in my hart en in my liefde ook teenwoordig kan opdaag. Ek het al probeer om net te koop vir 2 dae. Dis vrek interessant, want dan het jy minder kos wat jy ook weggooi. En jy dink eintlik oor hoeveel het ek nodig vir hierdie dis? Het ek soveel kaas op hierdie lasagne regtig nodig? Nou kyk, ek sien julle gaan my terg oor hierdie grappie wat ek nou gemaak het. Maar ek is dood ernstig. Wat het jy nodig? En waar is ek en jy besig om net te reageer, want dis mos wat ons doen. Kom ons maak skoon, kom ons maak ruimte. God is met my. God is my helper. Kom ons bid saam. Here, ek wil sommer geleentheid gee dat ons net kan deel wat in ons harte is. Van ons het dalk vrees en angs, want ons sukkel. Van ons het dalk vrees oor wat kan in die toekoms gebeur. Here, dankie dat U ons nooi na 'n nou en om raak te sien dat U nog altyd met ons op pad stap en met die mense voor ons op pad stap en dat U voorsien, dat U ons beskerm. Dankie dat U ons helper en ons redder en ons verlosser is. Help ons om tyd te maak en spasie te maak in ons lewens verander. Help ons om tyd en ruimte en spasie te maak sodat ons kan reageer op die plekke of die tye of die goed waartoe U ons roep. Help ons om minder bang te wees. Selfs waar dit irrasioneel is en oorweldigend is. Here, gee vir ons daai vrede wat net van U af kan kom. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Ek gaan die graad 12 mentors vra om so lank vorentoe te kom. Ons gaan die roetemerker saam met die graad 12's doen. Hier by Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie het ons die gebruik oor die laaste paar jare dat dit 'n matriek is. Ons noem dit 'n roetemerker. 'n Roetemerker vir jong volwassenes. 'n Geleentheid om saam met hulle geloofsfamilie te merk dat hulle die Here se is, dat hulle saam reis en dat die Here hulle wil en gaan gebruik. Nie die eerste keer wat hulle geloof bely nie die laaste keer nie. Wie van julle het al hierdie jaar nagmaal gebruik? Ja, jy het jou geloof bely. Dis hoekom hulle hier by Arlene en Henk die nagmaal gaan ontvang vandag, sodat hulle kan onthou elke keer wanneer hulle saam met ons nagmaal vier, dat hulle dan weer hulle geloof bely. Hulle sê 'n paar goed vandag. Isabel, jy kan die volgende skyfie wys. Hulle begin by wie hulle is. Ek sien 'n paar van die matrieks van laas jaar op hierso, dis regtig lekker om julle te sien. Kyk sommer saam na die vrae wat julle ook ontvang het. As volwassenes, jy het dalk 'n ander manier gehad wat dit vir jou voorgehou is, maar in wese kom sê hulle wie hulle is vandag. Dis wat hulle kom sê. Dis wie hulle is. Op die volgende skyfie ons begin met God het my lief en ek het God lief. Dis die eerste ding wat hulle vandag sê. Die tweede ding wat hulle sê is die Bybel is 'n kompas vir my lewe. Ek het 'n ongelooflike gesprek met verlede jaar se matrieks gehad oor watter besluite neem julle actually wat die Bybel julle gehelp het om daai besluit te neem. Wanneer laas jy daai oefening gedoen? Sê ons maak besluite volgens dit, maar ek kan nie eers onthou watter een het my gehelp en geïnformeer om daarbey uit te kom nie. Die derde een, ek is deel van die liggaam van Christus. Ek identifiseer met die NG Kerk. Ek identifiseer met Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie. En hulle sê dat hulle talente en gawes gaan gee om hier verskil te maak. Liewe geloofsfamilie, jy het somewhere along the line dit ook gesê. Hierdie week het ek gesprekke met hulle gehad en hulle gevra, so, watter gawes het jy? Watter talente het jy? Hulle het ongelooflike talente. En hulle sê hulle wil dit gee. En hulle sê wanneer hulle skuif na 'n studentekerk toe, dan gaan hulle dit gee. Ek is nuuskierig of jy weet wat jou gawe en talent is. Ek is nuuskierig oor wat die Here op jou hart dring om ten opbou van die liggaam te gee. En die vierde en die laaste een is God stuur my om 'n verskil in die koninkryk te maak.
En die vraag wat ek vir hulle gaan vra is, kom jy vandag aan God en God se mense en sy koninkryk 'n verbintenis maak? Daai ondervang al die 4 wat ons nou net oor gepraat het. So ek gaan hulle roep, julle kan of teen die muur staan of kom sodat ek julle roep, maak nie saak nie. Ons neem 'n roetemerker vir jong volwassenheid. Hulle merk hierdie oorgang op pad na jong volwassenheid toe en dis hoekom hulle hardop nou hier voor saamkom sê ek glo ek is die Here se. So, hulle gaan na my toe kom, dan gaan sie doopherinnering doen, dan gaan hulle na Henk en Arlene toe vir die nagmaal en dan die mentors hier agter my, Daniel en Rudy en Lisa en Denise. Uit my hart dankie en namens die geloofsfamilie dankie vir julle gawes wat julle gegee het en vir die pad wat julle met hulle gestap het. Julle liefde vir hulle is iets wat hulle sal onthou. Julle gesprekke is iets wat hulle sal onthou. Dankie dat julle dit met ons geloofsfamilie gedeel het. Hulle het ook 'n geskenkie wat hulle vir hulle gaan gee met 'n teksvers daarop wat hulle spesifiek vir hulle gekies het. Alraai, kom ons doen hierdie. Dis eers AJ, dan Arnie, dan Kara, dan Christian. So kom ons kyk of ons so lank in daai volgorde kan begin. Sjap. Julle sal sien op die bord is die teksvers wat hulle gekies het met hulle bewoording en vertaling wat hulle gekies het wat ietsie sê van waarmee die Here tans in hulle lewe met hulle besig is. AJ, jy kan jou handie by my in die doopfonds sit, jy kan albei ook insit. Is een genoeg. Okay, albei. AJ, ek herinner jou vandag dat jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dan moet ek gou 'n mikrofoon kry. Kom jy vandag 'n verbintenis maak aan God, God se mense en sy koninkryk? Ek doen ja. Arnie. Julle sal sien ek herdoop nie die kinders nie. Dis 'n doopherinnering en ons begin met dit voor hulle antwoord. Baie soos die teks. God sê eers, dan sê ons. Arnie, ek herinner jou dat jy gedoop is in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom jy vandag aan God, God se mense en sy koninkryk 'n verbintenis maak? Ja, ek glo. Christian, jy en Kyle kan so lank nader staan, sommer by die trappies, dan kan ons hom vinniger. Nie dat ek wil jaag nie, maar Kara, ek herinner jou vandag. Jy is gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom jy vandag aan God, God se mense en sy koninkryk 'n verbintenis maak? Ja. Christian, ek herinner jou dat jy gedoop is in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy vandag aan God, God se mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja, ek doen. Kyle, ek herinner jou vandag dat jy gedoop is in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy vandag aan God, God se mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja, ek doen. Yes. Dis dan nou Dani, Gerard, Isel en wat hy. Dani, ek het vanoggend oorweeg om hakke aan te trek. Maar ek het gevoel dit gaan nie realisties wees nie. Dani, ek herinner jou vandag dat jy gedoop is in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy vandag aan God, God se mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja, ek doen. Gerard, ek herinner jou dat jy gedoop is in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy vandag aan God, God se mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja, ek doen. Isel, ek herinner jou dat jy gedoop is in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy vandag aan God, God se mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja. Jesusie, ek herinner jou dat jy gedoop is in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy vandag aan God, God se mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja.
Anai, ek herinner jou dat jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy vandag aan God, sy mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja, ek doen. Lize, ek herinner jou dat jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy aan God, sy mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja. Louis, ek herinner jou dat jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy aan God, sy mense en sy koninkryk 'n verbintenis vandag. Ja, ek doen. Mariska, ek herinner jou dat jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy vandag aan God en sy mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja, ek doen. Marco, ek herinner jou dat jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy vandag aan God, sy mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja, ek doen. Marseille, ek herinner jou dat jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy vandag aan God, sy mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja, ek doen. Monique, ek herinner jou dat jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy vandag aan God, sy mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja, ek doen. Nathan, ek herinner jou dat jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy vandag aan God, sy mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja. Nika, ek herinner jou dat jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy vandag aan God, sy mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja. Sebastian, ek herinner jou dat jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom jy vandag aan God en sy mense en sy koninkryk 'n verbintenis maak. Ja, ek doen. Hallo Stefan. Ek herinner jou dat jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy vandag aan God en sy mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja, ek doen. Tiana, ek herinner jou dat jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy vandag aan God, sy mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja, ek doen. Ek herinner jou dat jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy vandag aan God, sy mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja, ek doen. Dankie. Sandra, ek herinner jou dat jy gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom maak jy vandag aan God, sy mense en sy koninkryk 'n verbintenis. Ja, ek doen.
terwyl Zander op pad is om te gaan sit, ek is nuuskierig. Watter van die graad 12's is hier in Peer van Rynveld geloofsfamilie gedoop? Weet julle? Julle weet. OK. Wie van julle weet? Christian, jy kyk jy vir jou. Hy is hier gedoop, nee. Goed. Wie van julle het hier as mosterdsaadjies in die kleuterbediening gesit? Steek gou julle hande op? Ja, klompie van julle. En ek vermoed daai mosterdsaadjie mentors is nog steeds die mentors. So dankie dat julle met hulle en nog steeds met ons kinders op pad stap. Ek wil 'n gebed vir hulle doen. As jy die vrymoedigheid het om jou hande na hulle toe uit te steek, doen dit saam met my asseblief. Ek wil graag vir hulle 'n seëngebed bid. Here, ons kan bid vir hierdie spesifieke graad 12 groep en vir die groep wat later in die jaar ook hulle roetemerker gaan doen. Dankie vir hoe wonderbaarlik U hulle geskep het. Dankie vir hulle menswees. Dankie vir hulle disippelskap. Dankie dat hulle ontdek het dat U hulle liefhet en dat hulle U ook liefhet. Here, ons bid vir die res van hulle jaar. Ons bid dat hulle op 'n manier sal gebruik word in die spasies en die plekke wat hulle beweeg en dat hulle daar ruimte sal los vir spasie om gebruik te word. Ons bid vir hulle eksamen later in die jaar. Ons bid vir volgende jaar se oorgang. En ons bid ook vir hulle ouers en hulle familie en hulle huise en hulle vriende. Here, mag U hierdie groep gebruik om tot seën te wees vir alle mense. In Jesus Christus naam alleen. Amen. Ons gaan die Here dien met ons offergawes. Ek het 'n paar mense wat my gewoonlik help, maar jy hoef nie 'n graad te hê om dit te doen nie. Kan ek vra dat die graad, kom ons dink gou-gou, 2 is. Die graad 2 het lanklaas 'n beurt gekry. As jy graad 2 is en vandag wil help om die offergawes op te neem, dan kan jy kom help. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons so gee, dan ons eerstens dankie sê dat U voorsien het. 2, Here, gebruik hierdie tot uitbrei en opbou van U koninkryk. Mag U vir ons wys waar mense in nood is. Mag U vir ons wys waar ons moet reageer. Mag U mense die gemoedsrus en die rustigheid gee om te kan sê, help. En dat ons saam dan kan bely en sê, die Here is ons helper. Ons hoef niks te vrees nie. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Ons gaan saam sing Good Father, wat ook 'n belydenis is. So gemeente, ek het jou nie vandag gevra om op te staan jou geloof te bely nie, maar deur te sing dat God jou pa is, jou vader is en 'n goeie vader te midde van wat ook al in jou lewe tans aan die gebeur is. En as ek hier ietsie kan sê, ek hoor baie keer wat mense sê, ek is jammer ek het gehuil tydens hierdie lied, ek kon myself nie help nie. Dis okay, julle sien mekaar nie, ons is baie wat huil. Kom ons staan, kom ons vergeet van mekaar en kom ons sing want God is 'n goeie pa. Stories of what they think you're like, but I heard the tender whisper of the dead of the night. You tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good God to give up. So
Onthou dat ek 'n kort gesprek met graad 1 tot 6 ouers het. Die kinders kan dadelik na die saal toe gaan. Die seën wat ek lees is die seën in Hebreërs 13. En jy kan jou hande oopmaak as 'n teken dat jy bewus is dat die Here jou seën en dat jy dit ontvang. God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen, en mag hy deur Here Jesus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is, aan hom behoort die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.